Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jesus vertel 'n ontnigterende gelykenis in Lukas 12 oor 'n man wie se grond meer opgelewer het as wat hy ooit kon gedink het. Sy skure was vol, maar sy hart was leeg, sonder God. Alles in sy gesprek in hierdie gedeelte het gegaan oor groter skure, groter planne en meer sekuriteit. Maar nie een keer het hy die moeite gedoen om te stop en God te vra wat om met die seëninge te doen nie. Hy het ook nie een keer erken waar dit vandaan kom nie. Sy toekoms is deur hom beplan, asof sy siel aan hom behoort het. 'n Mens kan amper die selfvertroue in sy stem hoor. In vers 18 en 19 sê hy, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar dan kom 'n ander stem in die gelykenis. God se. En in 'n enkele oomblik verander alles. Vers 20 sê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Jesus is nie hier teen werk, sukses of voorsiening nie. Hy is teen 'n lewe wat ryk is aan besittings, maar wat arm is aan dit wat ewigheidswaarde het. 'n Lewe wat sonder God beplan en sonder God gedroom word. 'n Lewe wat al die seëninge geniet, maar wat die een wat die seëninge gee, vergeet. Wat beteken dit vir jou om ryk te wees teenoor God? Dit beteken dat jy alles met oop hande vashou. Jou tyd, jou hulpbronne, jou invloed en ook jou toekoms word in God se hande geplaas. Om die weduwees lief te hê, om die armes te help, om die evangelie te bevorder en om God getrou te dien. Eers wanneer jy die koninkryk van God eerste stel, vind jou lewe werklike orde. Seëninge word dan gereedskap in plaas van afgode. Sukses word rentmeesterskap in plaas van sekuriteit. 1 sekonde nadat jou lewe eindig, sal dit wat jy in die natuurlike bereik het, nie 'n fraksie soveel beteken as wie jy vertrou het en hoe jy vir hom gelewe het nie. Kies vandag om ryk te wees teenoor God. Stel hom eerste. Alles anders kom in plek wanneer jy God sy regmatige plek in jou lewe gee. Here, deursoek vandag my hart. Ek wil nie sonder U beplan of sonder U droom nie. Laat my lewe 'n lewe wees wat wys dat Jesus my grootste skat is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.